1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Die geboorte van Jesus. In die stil ure van die nag het die lig oor Bethlehem helder geblink van sterre, soos 'n geheime fluistering van die hemel wat op aarde neersak. In 'n nederige stal tussen die sagte bler van skape en die ruik van vars hooi, het die seun van God uiteindelik sy intog gemaak in die wêreld. Jesus is gebore. Maria het haar pasgebore baba sag in haar arms gehou, haar hart vol van 'n liefde wat sy nooit tevore geken het nie. Sy het afgebuk en sy klein gesiggie bekyk. Die perfekte, sagte kenmerke, die klein vingertjies wat styf opgerol was, die diep asemhaling wat 'n ritme van vrede oor die stal gebring het. Dit was die gesig van die een wat die wêreld sou verander. Maar vir Maria op daardie oomblik was hy net haar seun, so klein, so broos en tog so vol betekenis. Langs haar het Josef gesit. Sy gesig was vol blye trane. Hy het vir Maria en die kind bekyk en in sy hart die wonderwerke van die afgelope dae herroep. Die boodskap van die engel, die reis na Bethlehem, die soeke na 'n plek om te rus. En nou, hier in 'n stal, omring deur stilte en eenvoud, het God sy belofte waargemaak. Josef het sy hand sag op Maria se skouer gesit en gesoek na woorde om sy dankbaarheid uit te druk. Maar daar was geen woorde groot genoeg vir hierdie oomblik nie. Maria het met sorg die kind toegedraai in sagte doeke. Sy het liggies sy lyfie in die eenvoudige krib neergelê, die enigste plek waar hulle kon rus na die lang reis. Josef het die krib vroeër uitgevoer met vars hooi, sodat dit so gemaklik moontlik sou wees. Dit was nie 'n paleis of 'n plek van leksheid nie, maar in hierdie nederigheid het 'n heilige teenwoordigheid gehang. Die stal was gevul met 'n warmte wat meer as bloot die asem van die diere was. Dit was die lig van God self. Buite oor die heuwels van Bethlehem het die wêreld onbewus geslaap terwyl die grootste geskenk ooit gebore is. Die wind het sag deur die bome gesuis, asof dit saam gesing het van die groot misterie. Die ster bo die stal het helder geskitter, soos 'n boodskapper wat die hemel se blydskap aan die aarde kom verkondig. Dit was nie net 'n ster nie, dit was 'n teken, 'n baken van hoop wat die hele wêreld geroep het. Die verlosser is gebore. En terwyl Maria en Josef in die stilte oor hulle baba gewaak het Maria in haar hart hierdie oomblik vasgepen. Sy het gewonder hoe die wêreld ooit sou besef wat 'n wonderwerk pas gebeur het. Hierdie klein baba wat in 'n eenvoudige krib lê, was die een wat deur die eeue heen beloof is. Hy was die lig wat in die duisternis sou skyn, die koning wat sou kom om almal te red. Maria se hart was vol verwondering en aanbidding, en sy het in stilte 'n gebed van dankbaarheid gebid. En toe sy opkyk, het sy Josef se oë ontmoet en in hulle blou gloed dieselfde gevoel van vrede en verwagting gesien. Hulle het geweet dat hulle as ouers 'n heilige taak ontvang het om die seun van God groot te maak, te koester en te lei. Maar vanaand was dit genoeg om in hierdie oomblik van rus en liefde te wees, saam as gesin, saam in die teenwoordigheid van God se belofte. Die nag het die klein stal toegemaak in 'n kombers van vrede. Binne het die geskenk van die hemel stil geslaap en Maria en Josef het gesit in stilte en verwondering. Hulle het geweet dat hierdie oomblik net die begin was van 'n verhaal wat die wêreld vir altyd sou verander.
En terwyl die sterre helder oor hulle geblink het die hemel en die aarde as een gesing. Loof God, die redder is gebore. Fluit, fluit, my storie is uit. Môre gesels ons oor die herders wat aankom.